Goeiemôre vriende, dit is vandag donderdag 21 Mei 2026. Mag dit vir julle 'n mooi dag wees vandag. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, vanoggend wil ons saam met Maria van Ouds vir U kom sê, Here, ons is tot U beskikking. Maak met ons soos U goeddink. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ons is nou by Hebreërs, ons begin by Hebreërs vandag. Die boek Hebreërs, vriende, sê hulle so tussen 80 en 90 na Christus geskrywe. Party mense wil sê 60 na 70, maar dit lyk vir my so tussen 80 na 90 na Christus geskrywe. As ons kyk na die Hebreërs, ons moet hom kort saamvat, moet ons sê dat Jesus is die finale openbaring van God. Jesus is groter as die ou verbond. Sy offer is volkome en genoeg. Gelowiges moet volhard in geloof en moenie terugdaai nie, hou vas aan Christus. Dit is so basies die hooftemas. Ons weet nie eintlik wie het hom geskrywe nie, vriende. Mense weet nie lekker wie het hom geskryf nie. Hulle sê waarskynlik is dit nie Paulus nie. As jy kyk na die styl en al die goed, die naam Hebreërs dui gewoonlik eintlik op die Joodse Christene gewees wat uit die Judaïsme tot geloof in Jesus gekom het. Ons sien ook dat hoekom is die boek geskryf, die boek is geskryf om mense te waarsku om nie weg te draai van Jesus af nie. Die lesers van daai tyd het vervolging beleef, hulle het swaar gekry, hulle was moedeloos geweest en hulle het die gevaar geloop om terug te keer na die ou verbond toe, na die wet toe, nee. Dis basies so in kort saamgevat die Hebreërs. Kom ons begin lees hierso vanuit die eerste hoofstuk. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Nee, so Paulus kom sê maar net vir hulle, onthou nou, dit is Joodse Christene, hy kom sê vir hulle soos dit deur die profete altyd geopenbaar is, was dit nou deur Jesus geopenbaar, so sit hy 'n nuwe realiteit vir hulle op die tafel, nee. Dan sê hy, uit hom, dis nooit Jesus, uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Nou vriende, dit is 'n groot ding wat hy sê, ook wanneer ons praat oor die drie eenheid en oor al die tipe goed, is mos nou baie mense wat altyd 'n klomp goed daaroor te sê het, maar wanneer Paulus wanneer die Hebreër skrywer, wanneer die Hebreër skrywer kom praat oor hierdie goed, dan kom sit hy dit sommer onmiddellik op die voorgrond. Hy kom sê, uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Die ewebeeld, wat beteken? Dieselfde, die ewebeeld, hy lyk net soos God. So ons praat van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Jesus sê in Johannes op 'n stadium, sê Jesus vir die disippels, julle het dan nou vir my gesien, hoe kan julle nou vra, wys vir ons God, nee. En hier kom die Hebreërs skrywer en hy kom aksentueer dit maar net weer. Dan gaan hy aan en sê hy, dis Jesus, hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel, né? So hy kom net weer en hy kom bevestig vir hierdie klompie Christene wat swaar kry, wat moedeloos is, wat uit die Joodse geloof uitkom, bevestig hy maar net weer, wie is Jesus? Hy is die ewebeeld van God, hy is die een wat in die regterhand van die majesteit sit in die hoë hemel. Dan gaan hy aan en sê, hy is elke keer hy, as julle dit te sien, en dan ek het dit so alles onderstreep in my Bybel, waar dit seën is, gaan dit ons oor Jesus, né? Hy is net so verhewe bo die engele, as wat die naam wat God hom gegee het, voortreffeliker is as hulle naam. Immers, aan wie van die engele het God ooit gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader, né? Hy kom net en hy lê die klem op Jesus Christus. En ook, ek sal sy vader wees en hy sal my seun wees. En wanneer God die eersgeborene in die wêreld gebring het, met die hoofletter geskryf, sê hy, al is die engele van God, moet julle hom aanbid. Van die engele sê hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme, maar van die seun sê hy, u troon, o God, staan vir ewig vas met u koninklike scepter, laat u reg geskied. U het die reg lief en u haat die onreg. Daarom het God, u onder groot vreugde tot koning gesalf, bo u tydgenote. En so hy bevestig en lê net absoluut
klem op wie Jesus is. Nou kom sê hy, U Here het in die begin die aarde gevestig, en ook die hemel is die werk van U hande, die dinge sal vergaan, maar U sal bestaan, soos 'n kledingstuk sal alles versluit, soos klere sal U dit oprol, ja, soos 'n kledingstuk sal U dit vervang, maar U bly dieselfde, en U jare het geen einde nie. Van watter engel het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Nou, ek kom net weer en ek kom sê vir hierdie Messiah of Joodse Christen, en ek kom sê net, moenie daaraan twyfel nie, Jesus is daar, ek kom bevestig dit vir julle, kom sê die Hebreërs skrywer, en dan kom sê hy die einde van hoofstuk 1, is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat hy uitstuur om te dien, wat die saligheid, die te dien, wat die saligheid gaan beerwe nie, nee. Ja, ek gaan nou nie aan, ek was so verlei om aan te gaan, maar dit gaan daaroor, vriende, dat hy kom sê, kom ons gaan weer terug na die eerste versie toe. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van God. Nee. Kom sê die Hebreërs skrywer maar net vir ons, en dat ek en jy, vriende, wat in die jaar 2026 lewe, daarna moet vashou, want hier is so baie ander gelowe wat rondom ons staan, wat juist dit wil bevraagteken dat Jesus die Seun van God is, wat juist wil kom bevraagteken, liewe vriende, dat daar enigstens iemand is wat vir ons sondes gesterf het, dat daar net 'n God is, 'n een God is, net soos 'n Allah is of so, en dat daar nie iemand is soos Jesus Christus nie, en tog kom leer die woord vir ons, vriende, wat deur soveel navorsing en goed al gekyk is na alles wat ons gekry het in die verlede, vir bewyse dat die Bybel waar en eg is. Ek kom net vir ons kom bevestig dat Jesus Christus is God self. Jesus is deel van die drie eenheid. Hoe plat ons koppaal is, of ons dit nie kan verstaan nie, dis ons probleem. Dis God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En Jesus het in ons plek kom sterwe vir ons sondes. Die Hebreërs skrywer kom maar net, hy kom wys hierdie Joodse Christene wat tot geloof gekom het in Jesus daar, terwyl hulle swaar kry, kom bevestig hy net weer en sê vir hulle in soveel woorde, dis hoekom hy omskrywe, hou aan Jesus vas, moen hom nie los nie. Hy is julle alles, hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is, die een wat was, die een wat kom. Vriende, maak nie saak waartoe ek en jy gaan nie, Jesus is by jou. Jesus is 'n realiteit. Jesus is deur sy Heilige Gees in hierdie Pinkstertyd waar ons ingaan, die uitstorting van die Gees op Pinkstersondag wat ons Sondag vier. Jesus is by ons in sy Gees elke oomblik. Ek en jy is nooit alleen nie. Hou asseblief altyd daaraan vas. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.